Goeiedag en baie welkom. Ons reis saam met die Onse Vader gebed en vandag se skrifgedeelte is Matteus 6 vers 13. Kom ons lees saam. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Wanneer Jesus ons leer bid, verlos ons van die bose, is dit nie 'n individuele gebed nie. Dit is 'n ons gebed. Ons bid vir mekaar, saam teen boosheid wat gemeenskappe en nasies tref. Onse Vader, onse gebed. God verlos ons nie net van boosheid nie, hy stuur ons ook as ligdraers in 'n donker wêreld in, saam. Daar's 'n storie oor die verhaal van Christene in die 2de eeu. Tydens epidemies het die Romeine hulle siek kinders weggegooi. Maar Christene het na daardie siekes en die heidense siekes omgesien en hulle versorg. 'n Vroeë kerkvader skryf dat die Christene die dood saam ingegaan het, soos in 'n fees van liefde. Baie mooi gesê. Terwyl boosheid en vrees regeer het God se lig deur gewone gelowiges gebreek. Ons is saam in dit. Verlos ons saam van die bose. Ons as gemeenskap is die lig teen die donker. En ons lig versterk mekaar. Jesus sê in een gedeelte in sy lering, ek is die lig vir die wêreld. En hy is. Maar in 'n ander gedeelte sê hy, en julle is die lig van die wêreld. Ek skyn my lig deur julle die donker wêreld in. Trevor Hudson herinner ons gereeld dat God ons altyd stuur om ander se laste saam te dra. Verlossing word sigbaar in hoe ons mekaar dra. En die kerk is die oefenplek van die koninkryk, waar ons leer om anders as die wêreld te leef. Te oefen om saam die bose te oorwin. Te oefen om saam ligdraers in 'n donker wêreld te wees. Die gebed wat die Here ons hier gee is 'n gebed vir die wêreld se genesing. Ons word geroep as deel van God se herstelplan. Is dit nie wonderlik om deel te wees van dit nie? Ons werk saam met God in dit wat God doen. Iemand het eendag gesê, die kerk is God se eksperimentele gemeenskap van hoop. 'n Plek waar mense kan sien hoe verlossing lyk. Geopende oë, geopende ore, harte oop om dit te beleef en dit te kan toepas en in aksie oorgaan. Ons hoop is nie net persoonlik nie. Dit is gemeenskaplik. Ons stryd is saam teen die bose. Ons is nie alleen in dit nie. En miskien voel jy vandag, ons is alleen in dit. Ons is nie, ons is saam. Maar ons moet weet dat die oorwinning behaal is, en dat ons nou saam God en saam mekaar meer as oorwinnaars is, deur God wat ons die krag gee. Soos Paulus beskryf in Romeine 8. Ons is meer as oorwinnaars. Ek dink baie keer aan hierdie metafoor wat vir my gegee is jare terug, van Rocky Balboa. Rocky Balboa en al die Rockies, Rocky 1, 2, 3, vir die wat dit gekyk het. Hy staan altyd so en dan word hy stikkend geslaan en die lip hang so en die oog hang so en hy praat staaks as 'n reël, maar hy is stikkend geslaan. Maar dan kry hy die oorwinning, hy kry die check. En dan kom sy vrou en sy vat die check by hom weg. Sy is meer as oorwinnaar en sy gaan shop met daai check. Sy ontvang die beloning sonder dat sy enige iets gedoen het in die kryd. Dit wat Paulus sê, hy sê ons is meer as oorwinnaars. Paulus in sy woorde in Efesiërs 6, hy skryf, ek lees vir jou, Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan.
sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. God verlos ons saam, en stuur ons as lig met dit wat hy klaar gedoen het. En as ons Efesiërs 6 lees, is nie 'n oorlog nie. Want 'n oorlog beteken ons kan nog verloor. Nee, daar's reeds oorwinning. En ons is meer as oorwinnaars. Ons is in 'n worstelstryd. En ons beklee onsself met Christus, sodat ons staande kan bly in hierdie stryd. Paulus skryf dat al is ons in hierdie stryd, is ons meer as oorwinnaars, en niks kan ons skei van die waarheid oor wie ons in Christus is nie. En dan verder sê hy, ons is nie net meer as oorwinnaars nie. Terwyl ons in die stryd is met die bose, en met lyding en seer, tree hy vir ons in. Romeine 8 sê, die Here pleit vir ons. Hierdie is 'n groot realiteit. Ek sê dit telke male vir my kinders. Ons bid vir die Here, maar die Here bid ook vir ons. Romeine 8 sê hy pleit vir ons. En verder in Romeine 8 sê hy, net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Wat 'n wonderlike voorreg, dat die Here van ons bid. Hy leer ons nie net bid nie. Hy staan in dieselfde spasie waar ons onsself in bevind, staan hy vir ons, namens ons, en tree vir ons in. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vandag en ons bid vir u genade. U genade om hierdie wêreld in te gaan, hierdie stikkende wêreld in te gaan, en staande te bly teen die bose. Maak ons vry daarvan, verlos ons van die bose, maar help ons ook om sterk te wees, met u krag die stryd aan te sê. In Jesus naam. Amen.